2 Timoteus 2 vers 11. Dis 'n betroubare woord. Met ander woorde, dit wat nou volg, jy kan opstaan maak. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons saam gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Vers 12. As ons in die geloof volhard, vasbyt in geloof, nie ophou glo nie, aanhou vertrou, dan sal ons saam met hom regeer. Interessant. En dit wat kom, jy gaan regeer. En dan sê hy, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. En wat hy hiervan praat is, as ons willens en wetens sê, Here, ons sal niks met u te doen hê nie, dan sal hy ons ook verloon. Hier kom die ding nou, vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. God bly getrou, hoekom? Hy kan homself nie verloon nie. Dis sy natuur, dis sy karakter, dis wie hy is. Hy kan homself nie verloon nie. Hy is wie hy is soos hy is, en hy kan nie anders wees nie. Dis hy. Hy's God. Nou, rukkie terug het ek toe nog geval met my fiets. Ek is amper toe. Ek is besig. Ek het nie op hierdie stadium sonde gedoen nie, wat ek van weet nie. Ek het lanklaas iemand vermoor. Ek het niks gesteel nie. Ek het nie op ouens gevloek nie. Ek het nie, daar was nie sonde in my lewe nie. Maar ek het geval my fiets. So nou is die vraag, hoekom het God my nie gehelp nie? Ek was verantwoordelik, ek sê nou vir julle, ek was verantwoordelik. Ek het nie gejaag nie, ek ry baie daar, daar was geen rede van my kant af dat ek moes geval het. Nee, regtig nie. Hoekom het die Here my nie beskerm nie? Een van twee, as net een van twee redes. Net twee moontlikhede. Of hy wou my nie help nie, of hy kon my nie help nie. Dis al. Of hy wou my nie help nie, of hy kon my nie help nie. En dit is wat ons kwytraak. As ons in moeilikheid kom, as dinge verkeerd loop, as iets skeef loop, en mense kry seer, en dit lyk vir ons onregverdig, dit lyk vir ons sleg, hoekom het dit gebeur? Waar was God gewees in hierdie saak? Dan is dit net een van hierdie twee goed. Of hy wil nie help nie, of hy kan nie help nie. Maar nou, hy is mos almagtig. God is almagtig. So dit kan nie wees dat hy my nie kan help nie, wat beteken, hy wil my nie help nie. En hier val al ons teologie plat, want God is 'n God van liefde, God is 'n God wat my beste op sy hart het. God, ek is in sy handpalm gegraveer, hy het my lief, hy gee om vir my. So, hoe kan dit wees dat hy my nie wil help nie? Weet julle wat? Ek dink dalk is dit die tweede opsie. Dalk kon hy my nie help nie. Ja, maar God is almagtig. Jy het al gehoor van 'n peanut brein. So as ek nou vanoggend praat oor almag, dan moet jy weet, peanut brein. Ons het nie die vermoë om dit te verklaar, te beskryf, te gryp nie. Ons het, maar goed, kom ons kyk hierna. Met die oog daar, verstaan mooi. Ons het peanut breine. Kan God 'n klip maak wat te swaar is vir hom om op te tel? Okay, so altyd kante om as jy nou gesnoeker. Kan hy so 'n klip maak? Kan hy hom optel?
Hy kan nie 'n klip maak wat te swaar is om hom te tel nie, want hy is die sterkste. Maar as hy nie so 'n klip kan maak nie, is hy nie almagtig nie. Ons het 'n baie klein, beperkte begrip hier van wat almag is. Maar kom ek sê vir julle, hoe sien ek hierdie ding? Hebreërs 6 vers 18, die doel hiervan was dat deur hierdie twee onveranderlike dinge, waar volgens dit vir God onmoontlik sou wees om te lieg. Hy kan nie lieg nie, it's impossible for God to lie. Ek weet so, almag beteken dalk nie, jy kan alles doen nie. Of beteken dit so? God kan nie lieg nie. Johannes 14 vers 6, Jesus sê vir hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is sy karakter, dit is sy natuur, dit is sy wese, dit is waarheid. Hy kan nie lieg nie. God kan nie lieg nie. 1 Timoteus 2 vers 3 sê, dit is goed en reg in die oë van God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Dis sy wil. Gebeur dit? Dis baie mense wat hel toe gaan. Dis teen God se wil dat mense hel toe gaan. So hy die Almagtige, daar gebeur goed teen sy wil. Ons lees hiervan al in Jesegiel 18 vers 23, wat sê, dis beslis nie my wil dat goddelose moet sterf nie, sê die Here my God. Dis my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe. En tog, is baie wat nie dit doen nie. Dit is sy wil. Dieselfde, 2 Petrus 3 vers 9, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dit gebeur nie, dis teen sy wil. So almag is 'n bietjie anders as wat ons daarna kyk. Hy is die Almagtige. Hy is die Almagtige. Maar hy word beperk deur sy karakter, sy wese, sy natuur, wie hy is. Hy het wette ingestel, reëls, natuurwette. Daar's sekere goed, dis hoe dit werk. En of jy nou vet of maar of slim of dom of lank of kort of wat jy ook al is, as jy nou 'n leer vat, jy klim op hierdie dak en jy spring af, die kans is 99.999% jy gaan onder toe. Dis gravitasie, dis 'n wet. So toe ek nou van my fiets afgaan, toe gaan ek onder toe. Nie omdat die Here vir my kwaad is nie. Nie omdat hy nie vir my lief is nie. Dis die reël, dis die wet. Wat die hele plak aan mekaar hou. Daar's reëls, daar's wette. En daar's 'n vrye keuse. Ons as mense het 'n vrye keuse. En hierdie is geweldig, want hierdie goed ons nou gelees het, is juist dit, dat die Here wil hê dat almal tot bekering moet kom, maar elke ou kan self kies, of hy wil of nie. Mense kan self kies. Jy het 'n vrye keuse. En as daar bose geeste, ek dink dis wat gebeur het met daai fietsstorie. Ek dink demon het my probeer uithaal. Ek dink die Here het my beskerm. Ek gaan 'n kort verhaal daaroor skryf. Gee net kans. As ek nou hardloop en ek stamp my kop teen die muur, ek besluit om dit te doen. Ek trek hier weg en ek hardloop daar agterlangs mee op daai paal en ek stamp hom. Dink julle dit gaan vir die Here lekker wees? Nee. Wat is lief vir my? Dit gaan seer wees. Dit gaan nie lekker wees nie. En hy wil dit nie hê nie. Maar ek kan dit doen as ek wil. Want ek het 'n keuse. Vry mens. En baie van die gemors in ons lewens, die slegte goed wat gebeur, is omdat ons dom goed aanvang. En dan is ons vir die Here kwaad. Dan word kinders gebreklik gebore. Nadat die kernwapens laat val het in Hiroshima. Nou word daar kinders gebore wat gebreklik is. En nou dink ons, Here, maar dit is onregverdig.
Hoe kan dit wees? Hier is 'n God van liefde, hoe kan hierdie kind gebore word sonder 'n been, of sonder 'n arm, of wat die geval mag wees? Dis deel van wat ons gedoen het as mense. Dis ons, dis nie hy nie. Dis ons. Spreuke 19:3 sê, mense ruïneer hulle lewens deur hulle eie domheid, en dan blameer hulle die Here. People ruin their lives by their own stupidity. So why does God always get blamed? Dis wat ons doen. Want ons wil graag 'n sondebok vir elke ding hê. En ons maak selfs die Here die sondebok. As goed nie loop soos ons het verwag en ons het wil hê nie, dan sê ons maar, ja, die Here het ons geïgnoreer. Hy is nie lief vir ons nie. Ja. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Hy is God. Ek is getroud. Al letterlik dekades met dieselfde girl getroud. Ek is groter as sy. Ek is sterker as sy. Ek kan veiler fight as sy. Ek kan haar slaan. Maar ek kan nie. Ek kan. Maar ek kan nie. Daar's nie 'n manier wat ek al die dag kan slaan nie. Maar ek kan. Maar ek kan nie. Die Here, is goed dat hy kan op daai vlak, maar hy kan nie. Want sy natuur, sy wese, laat dit nie toe nie. En nou het hy reëls ingestel. Hy het gesê, dis hoe dit gaan werk. En as jy draai en jy kies Jesus Christus, en jy buig voor hom, jy erken hom as die Here, wat God is wat mens geword het, gesterf het vir jou sondes, dan kom Heilige Gees en hy wederbaar jou, en hy maak jou nuut. Dis wat Vader besluit het. In sy wysheid, sy alwysheid, het hy dit besluit. En hy beperk homself tot dit. Dis hoekom mense verlore gaan, want hulle doen dit nie. En hy kom nie en hy dwing hulle en hy slaan hulle en hy maak dit gebeur. Dis vir myself hierdie ding wat mense sê, die Here het 'n siekte oor my gebring. En nou kanker, en onthou daai ou het kanker gekry, en nadat hy kanker gekry het, ja, toe draai sy hele lewe om, en hy begin kerk toe gaan, en hy aanbid die Here, en hy sing liedjies en hy leer versies. So die Here die kanker oor hom gebring om hom na hom toe te trek. Nee. Hierdie ou het net tot sy sinne gekom as gevolg van die kanker, is nie die Here nie. Hy kon enige tyd in sy lewe omgedraai het, en begin kerk toe gaan het, en liedjies sing het en versies leer. Hy kon dit enige tyd gedoen het. Inteendeel, as die Here die kanker sou gebruik om hom tot bekering te bring, dan is enige ou wat doodgaan in sy sonde, wat nie kanker het nie, dis onregverdig. Waarom is die Here hom ook kanker gegee het om hom tot bekering te bring? Mense, ons dink weird oor hierdie goed. God is 'n goeie God. Hy's liefde. Hy's 'n goeie Vader. Ons kyk na goed en ons dink, ja, hierdie ou, goed, so hy kom nou net van 'n sending af. Hy het nou 'n klomp Taliban gaan uithaal of ek weet nie wat. Hierdie ou, nee man, hy sny gras. Jy sien, ons kyk na die groot prentjie nie. Ons kyk net hier teen ons dingetjie vas en dan dink ons, die Here het dit in vir my. Die Here bring die kant nie uit. Dis onregverdig hierdie. Nee. Kyk na die groot prentjie. Die Here het die ganse kosmos in sy hand en hy stuur dit en hy rig dit. En dit gaan kom by 'n plek waar hy dit wil hê, waar hy besluit het dit gaan kom. Maar binne dit werk dit volgens sy reëls en sy riglyne. 1 Johannes 1:5 sê, die boodskap wat ons van hom gehoor het, wat ons aan julle bekend maak. Hier is die kern. God is lig. Daar is hoegenaamd geen duisternis in hom nie. Hy is totaal en al net goed. Daar's nie 'n sweempie, daar's nie 'n beduidenis van sleg, van verwyd, van haatdraand, daar's niks van dit in hom nie.
Hy is totaal goed. Hy is lig. Hy is net goed. Efesiërs 2:8, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n geskenk van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Om hom te ken is net sy goedheid, waar hy homself aan jou bekend maak. En waar jy as mens kon sê, Here, kom bid nie. Dis al. Dis nie jou werke nie, dis nie jou prestasie nie. Dis net hy. Dis net genade, dis net goedheid. So ek sê vanoggend vir jou, God is God. Ja, hy is almagtig, maar hy is werklik lief vir jou. God is regtig erg lief vir jou. Maak nie saak wat die vyand, wat die wêreld, wat mense ook al vir jou gesê het nie. God is lief vir jou. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak wat jy aangevang het nie. God is lief vir jou. Ons verstaan min. Hierdie goed is ver bo ons peanutbrein. Ons kan nie lekker weet nie. Dis nie prestasie nie. Dis nie jou werke nie. Dis nie jou heiligmaking nie. Dis nie 'n sekere vlak wat jy bereik nie. Dis net God in sy goedheid wat jou liefhet en jou gryp en sê ek wil jou Vader wees. Dis al. Dis al. Niks anders nie. Vertrou hom. Dis waaroor dit gaan. Vertrou hom. En as iets gebeur en is buite jou verwysingsraamwerk en jy kan dit nie verklaar nie, jy weet nie wat hier aangaan nie. Vertrou hom dat hy as God, hy as die Almagtige, hy as Vader, hy weet wat hy doen. En hy sê nie los nie. En maak nie saak wat hierdie gaan nie, hy's binne in jou. Jy kan dit handle. Hy's in jou. Hy is die Almagtige. Hy is nie jou maatjie nie. Hy is die Almagtige. Hy is so ver groter, sterker, beter, slimmer, wyser as enigiets wat ons ooit kan dink. Hy is die Almagtige. En hy, die Almagtige, het jou gekies. Hy het jou gekies. Want hy jou liefhet. Hy word nooit onkant gevang nie. Niks gebeur wat die Here rattle nie. Niks nie. Hy's totaal in beheer. Hy's God. Hy's totaal lig. Daar's niks duister nie. Daar's niks wat gebeur wat hy nie weet nie, wat hy nie kan hanteer. Hy's God. Jy aanbid hom. Aanbid hom. Buig voor hom. Val op jou knieë voor hom. Gaan staan op jou aangesig voor hom. Druk jou voorkop teen die grond. Met jou boude in die lug. Laat jou kop laer is as jou hart. Steek jou hande op in die lug. Aanbid hom. Aanbid hom. Al verstaan jy nie. Aanbid hom. Dis waar dit gaan. Hy's God. Hy's God. Hy's die Heilige. Hy's die Almagtige. Sy wees bo ons wees. Sy gedagtes is bo ons gedagtes. So ek gee vir u hierdie skrif. Laat hom maak. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld, God het jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God, hy het jou. Hy is nie los nie. En niks wat gebeur het, wat sleg is in jou lewe, is omdat hy jou geïgnoreer het, of jou haat, of jou wil straf, of jou wil kwaad maak. Nee. Dinge gebeur, omdat ons in 'n stikkende wêreld bly. En omdat daar bose geeste is wat ons wil uithaal, volgens Efesiërs 6. En omdat ons stupid goed aanvang. Dis nie die Here nie. Dis nie sy plan nie. Hy's 'n goeie Vader. Hy's lig. Hy's lief vir jou. Hy het jou. Hy is nie los nie. Kom ons bid.
Vader, help ons. Help ons. Ek vra as enige iemand hierna geluister het en sit met dinge wat skeef is in hulle lewens, rondom hulle gedagtes oor U, en vra ek dat U Heilige Gees sal kom en insig en begrip sal gee. U is God, U is goed, U is lig, U is lewe, U is waarheid. U is die Here. En ons aanbid U in Jesus naam.